Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En soos jy kan sien, ek is nou nie by die huis en ek sit hier so. En dis die wonderlike voordeel wat ons het in vandag se dae met tegnologie en die feit dat ons kan rondry met ons Bybels in ons hand en terwyl die kinders nou hier so hokkie speel op kan 'n ou nog steeds hier sit en met die Here praat en die Here praat met jou en jy besef hoe geseënd jy is, En vandag het ek die voorreg om bietjie met ons eie gemeente te deel en iets wat regtig die Here op my hart gelê het die laaste tyd en as ek kyk na vriende en werkskollegas en selfs familie. Dan loop ons rond met hierdie gevoelens van wat spyt. As jy dieper daarin delf, dan sien jy dis daai onvergifnis en hoeveel mense loop rond met onvergifnis binne in hulle eie harte. Dis maklik om te sê met mekaar gaan vergewe. Maar wanneer laas het jy jouself vergewe? Maar jy loop rond met daai spyt wat binne in jou is. Jy loop rond met daai verwyte. Die Engelsman sal sê, you walk around with regret. And not only regret, you walk around with resentment. En is net teenoor jouself. En dit is emosies wat jou dreineer, wat jou moeg maak, wat jou moedeloos maak. En ons het soveel waarde, ons het soveel voorbeelde in die Bybel, wat ons raak lees elke dag van mense, wat elke geleentheid het en elke rede gehad het, om so te voel. En tog het hulle nie. En die lekkerste voorbeeld wat ek kan dink en was die voorbeeld van Josef. Kyk wat het met Josef gebeur. Ek meen daai ou was 'n dromer. Hy het rondgeloop, hy het skape opgepas, hy het in die aand gedroom en die volgende dag het hy met sy familie gepraat, die wat naaste aan hom is. Met hulle gepraat oor die drome wat hy gehad het en die drome was dalk nie iets wat hulle van gehou het nie. En hy het dit gedeel met hulle. En hy het dit gedeel met sy pa en met die wat naaste aan hom was. En hy het dit seker gedeel met God en met God gepraat daaroor en kyk wat het met Josef gebeur. En dis waaroor dit gaan eintlik om te sê, ek en jy het baie keer nie 'n keuse of ons het geen beheer oor hoe ander mense met ons praat nie. Ons het geen beheer oor hoe ander mense reageer teenoor ons nie, optree teenoor ek en jy nie. Ons het geen beheer baie keer oor die situasies waarin ons onsself beland. Ek meen hier so, Josef het ingegaan en hy het sy drome met sy familie gedeel. En hulle het hom gesien van ver af. En hulle het hom in 'n put gegooi. 'n diep, donker put. En daaronder het hy seker baie vrae gehad. En toe verkoop hulle hom aan as 'n slaaf. Wie eens geen beheer oor hoe sy geliefde, sy broers teenoor hom opgetree het nie. Geen beheer oor die situasie waarin hy homself gevind het nie. Eers in 'n diep, donker put. En toe was hy 'n slaaf in 'n huis en hy het daar gewerk. En toe wat? Toe kom iemand en hom probeer verlei. En hy vind homself weer in 'n situasie waar hy geen beheer oor die situasie het nie. Maar hy het beheer gehad oor hoe hy as mens reageer. En hy het aangehou bid. En waar eindig hy op in 'n tronk? En ons weet nie presies vir hoe lank nie, maar ons weet dit was 'n lang tyd want hy het verhoudings gebou daar in die tronk waar hy was. En hy het geblom waar hy geplant was. En dit is die eienskappe wat ons so waardevol sien in Josef. Sy getrouheid aan sy God. Sy getrouheid aan sy God, his faith, sy geloof het hom deurgedra, want in elke situasie en deur elke situasie hoor ons en ons lees dat Josef het gebid en hy het aanhou gebid totdat wat? Hy het nie geweet wat nie. Die Here het 'n droom in sy hart geplaas en hy het vasgehou aan hy droom.
Want hy het geweet die God wat hy dien is groter as die God van die situasie waarin hy homself in daai oomblik gevind het. So dis daai, en die ander ding wat hom deurgedra het, is sy integriteit. Hy was Josef. Hy was uniek, hy het dit geweet, hy het uniek geskape in die beeld van sy God, sy skepper. En hy het vasgehou daaraan, en hy het geweet dat die belofte wat hy ontvang het van die Here sal deurkom na hom toe. Hy moet net aanhou, hy moet net getrou bly, hy moet net vashou, hy moet net bly glo. Hy moet net bly glo en bly hoop. Nie glo in mense nie, want mense het hom heeltyd teleurgestel. Keer op keer is hy teleurgestel deur mense. Maar hy het getrou gebly aan God. En hy het die integriteit bewys. Hoe? Deur aanhou doen en aanhou werk. Maak nie saak waar hy homself gevind het nie. Hy het aanhou werk vir die Here, want hy het geweet, ek werk nie vir myself nie. Ek werk tot eer en verheerliking van die Here. En ek sê dit weer, ons het baie keer geen beheer oor hoe mense ons behandel nie. Ons het geen beheer oor die situasie waarin ons onsself beland, waarin ons onsself vind op daai spesifieke oomblik. Maar man, ek en jy het beheer oor dit wat hier binne in ons aangaan. Ons het beheer oor dit wat ons dink, dit wat ons sê. Ons het beheer oor hoe ons voel oor 'n situasie. En as ons die storie van Josef en ons gaan aan met die storie van Josef en ons vind daar, deur alles is die Here getrou. Deur alles is die Here saam met Josef. En kyk waar eindig hy op, nee. As ons lees hierso in Genesis 39, en Josef is afgebring na Egipte, na Potifar, 'n hofdiener van Farao, die owerste van die lyfwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete, wat hom daarheen afgebring het. En kyk hierso vers 2. En die Here was met Josef. En ek en jy moet dit besef vandag, die Here is met ek en jy, met my en jou vandag. Hy gaan ons nie verlaat nie. Sien, soos ek nou gesê het, ons het nie beheer oor waar ons onsself beland nie, maar ons het beheer oor hoe ons voel en hoe ons reageer in daai situasie. En hy sê vir hom, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy gedoen het in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns gevind in die oë van wie? Van sy mense, van sy leiers, van die mense wat in beheer is van hom. Hy het guns gevind, hoekom? Want hy het guns eerste by die Here gevind. Hy het nie daar gesit en sak en as neergeval nie en gesê, Here, wat is dit nou? Wat moet ek nou doen? Hy het geweet, doen net wat die Here jou geroep het om te doen. Werk met die gawes en die talente wat die Here in jou gegee het, want jy is uniek. Jou uitdagings is anders as iemand andersin. Jou situasie is anders as iemand andersin. Jy is in daai situasie omdat God jou daar geplaas het dalk. Gebruik die talente en die gawes wat God jou meer geseën het, om jouself uit daai situasie uit te klim. Maar meer as dit, kyk hierso, hy het Farao gehelp. Hy het Farao gehelp, so hy het talente en gawes gebruik om die wat oor hom aangestel is, te seën. En hy het sy situasie gebruik en die gawes wat God hom gegee het, gebruik sodat hy ander wat onder hom was, ook op te trek en beter te wees en uit hulle situasies uit te kom. Die mense in die tronk is 'n goeie voorbeeld daarvan, nee. Hy het hulle gesien, hy het hulle gehelp om uit daai situasie uit te klim. Ten spyte van die feit dat hulle hom vergeet het. Ten spyte van die feit dat sy broers hom in slawerny verkoop het. Het hy nog besef, hy is uniek geskape, hy is geskape met 'n doel, hy het gaan die talente en die gawes gebruik waarmee God hom geseën het, en hy gaan
die God wat in ander mense ook raak sien, sodat hulle ook kan groei, en hy gaan hulle ook motiveer en aanmoedig om beter te wees, om meer te doen met dit wat God hulle mee geseën het. So dit is my gedagte aan julle vandag, en as ek daarna kyk en ek dink daaraan en ek besef dat soveel mense het soveel onvergewensgesindheid binne in hulle. Hoekom? Want hulle loop rond met hierdie regret en resentment. Regret, want ek het nie dinge gedoen nie. Resentment, want mense het dinge aan my gedoen en ek voel asof ek nou I feel like I am owed something. Niemand skuld jou enige iets nie. Dis iets wat ons nie wil hoor nie, maar niemand skuld ons enige iets nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om God se doel in ons lewens uit te leef, daar waar ons is, en dit te geniet. En ander die talente en die gawes in ander raak te sien, en ander mense te help om te groei in die heerlikheid van God. So mag ek julle daarmee seën vandag, en ja, mag julle 'n wonderlike dag hê, mag julle 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê, en ek bid God se rykste seën oor jou lewe, oor jou gesin, oor jou huisgesin, oor jou huwelik. Waar daar striewelings is, kyk daarna. Identifiseer waar jy anders kan optree. En doen iets daaromtrent, sodat jy nie eendag in spyt wees daaroor nie. Sodat jy nie eendag mense gaan uithaal, omdat jy nie iets gedoen daaromtrent nie. Mag jy 'n geseënde week hê. Ek groet julle weer in Jesus naam, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Love you guys.